My tema is, uit watter waarheid leef jy? Miskien het dalk anders bewoord te sê, watter staat leef jy? Ek gaan begin met 'n vraag. Nou, ek dink baie keer het ons al vir onsself gevra, maar Jesus, wat het aangegaan met my vandag? Want jy het opgestaan, miskien 'n oggend en dis amper asof alles jou geïrriteer het. Jy weet, die werk waartoe jy elke dag gaan, skielik is daai dag sommer net, Jesus, ek is regtig nie lus nie. Of die verkeer op pad werk toe, irriteer jou. Of iets in jou kar irriteer jou. Ewe skielik hoor jy iets rattle en dan terwyl jy ry probeer jy alles slaan en druk, want wat is die ding wat rattle? En dis amper asof alles jy daai dag net pla. Jy sommer omgekrap. Vir geen rede. En 'n ander dag staan jy weer op en jy voel sommer, jy voel vriendelik. Jy voel gerus. En ons dink baie keer, maar miskien is dit my omstandighede, miskien is dit daai een individu, miskien is dit iets op die pad, maar eintlik al wat verander is net die innerlike staat. Dit is dieselfde pad wat jy gery het die laaste 10 jaar werk toe, maar dis asof sekere dae jou irriteer en ander dae as jy glad nie geplan nie. Jy het 'n liedjie ontdek waarvan jy baie hou en jy luister daai liedjie on repeat. Ek is nogals skuldig aan daai. As ek 'n liedjie kry waarvan ek hou, sal ek vir 'n week lank elke dag daai liedjie luister, seker 16 keer, want dit is vir my lekker. Tot ek moeg is vir hom, en dan kry ek weer 'n volgende liedjie. En 'n ander dag ry ek weer werk toe en dit was 'n mission om op te staan uit die bed uit. Maar dit is die innerlike staat wat al hierdie goed heeltyd beïnvloed. En ek het gedink ek gaan 'n teksgedeelte uit die woord uitvat, 'n storie wat ons baie meer bekend is. En die storie is basies die verlore seun. En wat ek hou van die verhaal is, mense lees dit normaalweg en jy dink aan die 3 persone, die seun wat gestap het, sy erfenisborsie gevat en gegaan het, die broer wat agtergebly het en dan die vader wat weer die seun verwelkom het toe hy terugkom. Nou gaan jy die verhaal nou nie lees nie, ons is teen die tyd neem ons al vaste kos, maar ek gaan teksgedeeltes uithaal en ek gaan begin deur eers te begin op die verlore seun. En ek hou daarvan om te sien die verlore seun, en ons gaan dit persoonlik maak vir oggend, is 'n dryfstaat. Met ander woorde, hy is iemand wat rondgedryf het. Hy het gevoel hy het 'n tekort, daarom het hy gevoel hy soek sy erfporsie en hy wil iets gaan doen op sy eie. En ek dink miskien is ons baie keer in 'n staat waar ons so ronddryf. Jy weet, ons besef nie wat ons reeds het nie. So ons soek dit wat ons kan kry. Jy weet daai klein goedjies in die lewe wat ons vervul maak, wat ons vol maak en dan gaan ons weer aan tot jy op 'n punt kom waar jy voel, jy's maar eintlik voel ek nog steeds leeg. Dis die dryfstaat. Jy beweeg rond, jy weet nie eintlik nie, jy val oor jou voete, jy kry nou en dan iets wat jou laat volwaardig voel, iets wat vir jou 'n bietjie betekenis gee in jou lewe en dan gaan jy aan en dan kom weer 'n punt waar jy net voel, jy's maar eintlik is ek maar net nog steeds waar ek was. En daar was baie gevalle waar mense eindig hoes of as wat hulle was. Sien maar wat ons moet onthou is, die seun het eintlik reeds alles gehad, maar hy het gevoel hy het dit nie. So hy het dit gesoek. Hy het 'n onafhanklikheid gesoek, maar hy het eintlik nie nodig gehad om dit te soek nie. Alles was reeds deel van hom. En daarom het hy rondgedryf. En ek dink in ons diepste wese dryf ons soms ook rond geestelik. Sien, want ek gaan die verhaal baie geestelik maak vir oggend. Dis kom ek sê, ek gaan dit persoonlik maak. Sien, dit was die verlore seun. Die wat in sy vader se huis groot geword het, maar nog steeds gevoel het, hy is nie deel van dit nie. Dan kry ons die broer wat agtergebly het en gewerk het. En daai is interessant. Sien die broer, sien ek nogals is die kerkganger wat jaar na jaar in die diens sit en werk. Hy is die een wat miskien oopsluit, hy is miskien die persoon wat die koffie of die tee bedien, elke Sondag pligsgetrou, maar dit is 'n prestasiestaat. Want dit is heeltyd werk vir die Here, maar nie die Here in die werk kan sien nie. Dis wat kan ek doen vir die kerk? Wat kan ek doen nog? En in beginsel verstaan 'n mens die hart uit iemand wat iets wil doen. Maar wanneer dit 'n prestasiestaat raak van wat kan ek doen om te kan kry, dan mis ons uit. Want die seun was ongelukkig toe die verlore seun teruggekom het, sy broer.
Want sy pa wil 'n lam laat slag vir sy broer wat teruggekom het. En hy werk jaar na jaar pligsgetrou en sy pa sal nie vir hom 'n lam gee as hy 'n partytjie wil hou nie. En al wat sy pa gedoen het, is om met te herinner, maar alles wat myne is joune. So in die prestasiestaat vat jou weg van wat die waarheid is. Jy voel ek moet iets doen om te kan verdien, terwyl die Vader hom net herinner het, maar alles wat myne is joune. Hoekom het jy gevoel ek moet vir jou toestemming gee om die lam te kry? Dis dan deel van joune. Alles wat myne is joune. Die koninkryk is vir ons elkeen gegee. Maar tog voel ons soms, ons moet soveel goed reg doen om guns te kry in God se oë. Dit is weer eens, dis of jy is in 'n dryfstaat waar jy rondval en jy soek goed om jy te laat goed voel, of jy is dalk die broer wat in die prestasiestaat rondbeweeg. Wat kan ek nog doen? Wat kan ek nog kyk? Watter boksie kan ek nog tik? Ek dink Paulus beskryf in een van sy briewe, of hy dink hy die idee probeer skep van, alright, ek verstaan waar julle is, want ek was ook daar. Ek het al die boksies probeer tik. Weet, ek het die Torah geken op die vingerpunte. Ek het deur al die regte mense onderrig gekry. Ek het al hierdie goed getik, maar ek het God gemis. Ek kan jou presies vertel het van God, en al die wette, maar ek het God gemis. En alles van dit was weggevat van hom, en hy het Christus ontmoet. Het was nie nodig vir hom om die Torah te ken op sy vingerpunte nie. Dit was net nodig vir hom om Christus te leer ken. En die prestasiestaat laat jy nie toe om dit te doen nie, want jy probeer jy altyd werk vir iets. En dan kry ons die Vader, en as kom ek gedink het vir Vadersdag, miskien sal dit 'n goeie teksgedeelte wees. So ek gaan hom net vir julle deel. So die Vader kom eintlik waar hy inval by die volgende. En dis die russtaat. Die russtaat is die Vader wat gesien het, hier kom sy seun aan, en hy het nie gefokus daarop om sy seun eers, alright, jy's welkom in die huis as jy hierdie en hierdie goedjies reg doen nie. Daar was nie vooropgestelde reëls of regulasies wat hy nou moes volg nie. Maar toe hy sy seun sien het na hom gehardloop, en wat hy vir hom gegee het was die volgende. Hy het hom 'n kleed gegee vir identiteit, 'n ring vir gesag en sandale vir seunskap. Onmiddellik het hy sy seun laat voel soos 'n seun. Onmiddellik het hy sy seun herinner en bevestig met die robe, die sandale en die ring, dat jy het gesag, jy het seunskap en jy het identiteit. En dit is die russtaat, of mens kan sê die Vaderstaat. En dis 'n staat wat ek wil hê, en weer eens ons praat geestelik vanoggend, waar 'n mens moet inbly, is die russtaat. Die een wat vir jou herinner wat jy reeds het. Dat jy nooit nodig om te voel, ek moet my erfporsie kry nie, want jy het dit klaar. Jy het nooit nodig om te voel, jy moet iets doen om iets te kry nie, want alles wat myne is joune. Die russtaat maak dit vir jou moontlik om dit te kan besef. Die russtaat sê vir jou, jy het geregtigheid, jy het identiteit, jy het wedergeboorte, jy het liefde, jy het geloof. Alles daai wat ek nou genoem het, plus nog meer, is vir jou reeds gegee. Alle geestelike seëninge. En dis die russtaat wat dit vir jou moontlik maak. Ek het begin met, ons staan op by dieselfde bed, maar party oggende voel jy sleg, ander oggende voel jy goed. Die staat is wat verander. En dis waar ons verantwoordelikheid lê, en wat die een jy funksioneer. Nou ek gaan nou bietjie meer aandag gee, hoe om seker te maak, jy beweeg in die regte staat. Ons kyk ander voorbeelde in die Bybel, wat ek net wil aanhaal vanoggend, is die verhaal van Maria en Martha. Hy was vir my nogals ook so uniek dat dit uitstaan. Dis in die gedeelte van Lukas 10 vanaf vers 38 tot 42 en ek gaan net vinnig daai gedeelte lees.
Hy sê terwyl hulle verder reis, het hy 'n sekere dorp binne gegaan, dis nou Jesus. En 'n vrou met die naam Martha het hom in haar huis ontvang. Sy het 'n suster gehad met die naam Maria, wat by die Here se voete gaan sit en na sy woord geluister het. Maar Martha was besig om alles gereed te kry. Sy het nader gekom en gesê: Here, pla dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar om my te help. Die Here het haar geantwoord: Martha, Martha, jy is besorg en ontsteld oor baie dinge, maar een ding is nodig. Maria het die goeie deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Twee mense, dieselfde huis. Een het gevoel ek moet alles regkry vir Jesus, die ander een het gesê alles kan wag. Ek is nou met Jesus. Groot verskil. Martha was in die prestasiestaat, besig vir Jesus, maar nie in rus by Jesus nie. Dis 'n gefragmenteerde innerlike staat. Jy is bietjie hier, is bietjie daar. En Maria, sy was aanwesig, geanker, teenwoordig en gefokus. Dit was vir my altyd so sleg. Ek het in die Kaap geleer en eendag te hoor ek, daar's 'n vrou wat ook in die bediening is, ook voltyds werk vir die bediening, maar sy het 'n senuwee-ineenstorting gekry en sy was opgeneem in die hospitaal. En dit is my so vreemd om te hoor hoe iemand wat werk vir die Here op die punt kan kom waar hulle liggaam ingee van stres, van alles wat reg moet kom, in plek moet wees. Maar kyk, iets moet nie reg wees nie. Hoe kan jy besig wees met werk van die Here en jy liggaam is besig om agteruit te gaan? Iets maak nie sin nie. En ek dink sy het in 'n staat beweeg vir te lank van die prestasiestaat. Te veel stres, te veel goed wat haar besig gehou het. Programme, reëlings, en dit het haar uitgebrand. Emosioneel en geestelik. En ek dink nie dit is die koninkryk nie, want die koninkryk is vreugde, vrede en geregtigheid. So vir ons wat vanoggend hier sit, weer eens, ons maak die boodskap persoonlik. Vra jouself in jou hart vanoggend, as jy hier sit, as ek iemand wat besig is om rond te dryf, soos die verlore seun. Want al wat verander het by hom, is die teksgedeelte sê, maar toe hy tot homself kom. En dis die unieke gedeelte wat ons moet raak sien, toe hy tot homself kom. Die oomblik wat ons besef, maar, yes, hierdie kan nie in my lewe wees nie. Iets moet verander. En hy het die keuse gemaak. En hy het dit verander. Of die broer wat moes net besef het, maar alles wat sy vader sin, is myne. Hy het nie fokus op dit wat hy doen die hele tyd nie. Hy moet net besef waar hy reeds is. En as ek kan kom by die Vader staat, is waar die verandering plaasvind in ons lewens. Dit is waar ons werklik waar voel, Johannes 10 vers 10, maak sin, waar Jesus sê, ek het gekom sodat jy kan lewe, lewe in oorvloed. En dis die russtaat wat dit vir jou openbaar. Dis die russtaat waar jy dit kan raak sien en deel maak van die lewe. Ons kyk na die gedeelte van die 5 brode en die 2 vissies. 'n Skare van honderde mense kom luister na Jesus. Dit raak laatmiddag. Sy disippels sê vir hom, Here, dit is al etenstyd, ons moet die skare terugstuur, ons het nie kos om vir hulle te gee nie. Nou kom iemand en sê, maar ek het 5 brode en 2 vissies. Die disippels sien 'n tekort, ons nie 'n manier dat dit genoeg mense kan voed nie. Jesus sê net, bring dit vir my. En toe Jesus het gevat het hy 'n dankoffer gedoen en hulle het uitgedeel. En daar het mandjies vol oorgebly. So wat vir my sê is, Jesus het in 'n staat gefunksioneer waar hy nie 'n tekort sien nie. Hy sien 'n offer, hy doen dank, hy gee dank aan die Here en hy deel uit. Laat my dink aan die gedeelte in Filippense 4, vers 6 tot 7. Ek gaan dit vinnig net vir julle lees. Hy lees as volg, Filippense 4 vers 6 tot 7. Hy sê, don't worry about anything, but in everything, through prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, alles wat Jesus gedoen het. Hy het homself nie bekommer nie, hy
Hy het gevat wat daar is, hy het dankie gesê aan die Here, en hulle het uitgedeel. Die Here het self vermenigvuldig. So kom ons maak dit weer persoonlik vanoggend. Ons het dalk iets in ons lewens, wat ons voel dit tekort is. Dis nie wat het moet wees nie. Dis dalk te min, ons voel ons het dit nie, en Jesus het gesê in daai gedeelte, bring dit vir my, so dit sê vanoggend vir ons, bring dit vir Jesus. Openbaar dit aan God. En doen dit in danksegging, want dit is waar die geheim lê. Doen dit vanuit 'n staat van danksegging en dankbaarheid. Want as jy dit daaruit doen, dan funksioneer die Gees. Nie uit stres uit nie, nie uit angs uit nie, uit dankbaarheid. Dis net soos wat Christus gedoen het. Hy het vir ons eintlik die sleutel gegee. Wat dit kort is, bring dit na Jesus toe. En uit dankbaarheid was dit vermenigvuldig. Daar het oorgebly. So die boodskap vanoggend is relatief eenvoudig, maar dit kan baie persoonlik raak, dit kan baie vrug bied in jou lewe. Is identifiseer die staat waarin jy is vanoggend. Want dan weet jy waar die probleem is. En as jy in die regte staat is, dan funksioneer jy uit 'n vermenigvuldigende Gees uit 'n vermenigvuldige koninkryk uit. Maar dit maak nie saak wat jy voel tekort of 'n leemte is nie. Jy doen dit uit dankbaarheid uit, want jy bring dit na Christus toe. Jy sê, Here, dankie dat U my reeds genees het. Jy sê nie, Here, genees my nie, maar dan sê jy daar's 'n tekort daar. Jy sê, dankie, Here, dat U my reeds genees het. Dankie dat U my reeds my verhouding herstel het. Dankie dat U my finansiëel geseën het. Want jy het iets erken, jy het na Christus toe gebring en jy het dankbaarheid gefunksioneer. Die ruststaat. Iemand vir jou vrede gee. En ek dink die maklikste ding wat ons soms reg kry, is om besig te raak met die verkeerde dinge. En ongelukkig, jy weet, ek self trap baie in daai slag gehad. Ek raak 'n slagoffer van my denke, want ek oordink verskriklik baie. Dan kan my emosies nie opvang met dit nie. En dan voel ek wankel. En al wat ek moet gewoonlik doen is, dit klink so eenvoudig, maar dit is soos die moeilikste ding vir die mens om te doen, is om rustig te raak. Vir een of ander rede is die maklikste ding, die moeilikste ding vir ons om te doen. Dat ek kan rustig raak, vir myself, iewerste in my kamer, of voor die TV, het ek so 'n hoekbank waar ek gewoonlik sit, en dan sit ek gewoonlik rustige musiek op, en dan dis hoe ek rustig raak. En as ek daar opstaan, voel ek weer kalm. Voel ek weer nuut. Dis die lekkerste gevoel vir my. En ek kan voel as ek dit nie doen nie. So die boodskap wat ek vanoggend vir julle gaan los, as julle kyk na die verhaal van die verlore seun, weer eens, of enige ander verhaal selfs in die Bybel, probeer identifiseer uit watter staat daardie persoon funksioneer. Probeer raak sien, wat is daar dieper in die woord. Nie soos wat Jesus 'n eenvoudige ding doen, maar vir ons eintlik 'n sleutel gee om te gebruik, vir enige probleem wat ons het. Kom ons uit ons so. Vader, woorde kan soms nie beskryf wat hier ons hart aangaan nie, wat ons voel nie. Heer, maar wanneer ons so stil raak en ons voel, ons het nie die woorde nie, Here, tree die Gees in. En die Gees kommunikeer vir ons, Here. Ons ervaar soms, Here, in ons hart, Here, daar is miskien 'n leemte, ons miskien 'n tekort. Maar mag ons herinner word, Here, aan die woord. Mag ons vernuwe en getransformeer word, daagliks, weer eens, deur die woord wat in ons leef. Sodat strome van lewende water uit ons binneste sal vloei na buite. Here, dat ons werklik waar kan sien, hoekom U praat van 'n oorwinningslewe, 'n goddelike lewe. Dat ons deel kan hê aan dit.
Ons het reeds deel aan soveel wat U vir ons gegee het, soveel beloftes, Here, wat U vir ons geopenbaar het. En mag ons vanoggend, Here, as ons uitstap, onsself herinner wat die beloftes is. Onsself vereenselwig met wat dit wat die woord vir ons sê. Weet uit wat 'n staat uit om te funksioneer, naamlik die russtaat, of dalk meer persoonlik die Vaderstaat. Want Jesus sê, bly in my soos ek in julle. En wanneer ons daaruit kan funksioneer, Here, dan kan ons werklik waar die vrug van die Gees laat vloei. Die vrug van die Gees sigbaar maak in ons lewens. Maar ook werklik ervaar en voel, Christus is in my. Amen.